Vandag wil ek vir julle vertel hoe ek en my man ontmoet het. Ons was 'n blind date. Die Here werk baie keer op wonderbaarlike maniere. So ek is die haarkapster op Jacobsdal, klein plattelandse dorpie in die Vrystaat, en hier is mense op die dorp wat relatief nuut is en 'n vriendin reël 'n blind date. En vra of ek kan sien daarvoor en ek sê okay, ja, daarom kan ek dan rugby dans toe gaan en dit sal lekker wees, so kom ons gee dit 'n kans. En maak klaar die aand en wag nou vir hierdie date om op te daag. Maar dit is nader aan 7 uur en dis 8 uur en dis 9 uur en ek besef hierdie ou gaan nie kom nie. En jy weet hoe die duiwel dinge in jou oor fluister. Hy sê vir jou, hierdie ou het dinge van jou gehoor of hy het koue voete, ja, jy's nie goed genoeg nie, hy sien nie kans vir jou nie, en wat ook al. En so besluit ek gaan beslis ook die kerk toe môre nie, want die hele dorp weet nou seker al ek gaan op 'n blind date, en want julle weet hoe werk dit op die platteland, en ek sien die kans daarvoor. Hoe gaan ek hulle gaan vir ons nou vir my vra hoe was die dans, en ja, so maandagoggend is ek by die werk en ek dog sit eintlik om te dink as iemand my vra wat gaan ek sê. Niemand vra iets nie. Eerste, tweede, derde kliënt kom in, niemand vra iets nie. Ek dog myself, okay, so die hele dorp weet nou. Hierdie ou het koue voete gekry en niemand sê iets nie. Later deur die oggend stap 'n ouetjie in wat ook in die rugbyklub is en hy sê, Tannie, hoe laat begin vir die eienaar van die salon, Tannie, hoe laat begin die rugbydans? En ek besef, ek het die datum verkeerd gehad. Die dans is eers die naweek wat kom. En nou ja, so voel ek daarom nou beter en die naweek, die aand van die dans, maak weer klaar, is nou maar vreeslik op my senuwees, want weet nie wat moet verwag nie, weet nie hoe hierdie ou lyk nie. Ja, maar dis heeltemal te vroeg, ek is gelukkig klaar, maar dis te vroeg klop aan die deur. Maar ek bly in 'n verskriklike klein woonstelletjie, letterlik soos 'n enkel garage met net 'n badkamertjie aan, 'n skuifdeurtjie, so jy stap in die woonstel in, dan is die bed aan die linkerkant, die stoel is aan die regterkant, die kas in die stoel, en dan is dit die toonbankie van die kombuisie en die wasbak, en dan is dit die skuifdeur van die badkamer. Daar's letterlik nie spasie nie. En hier is 'n klop aan die deur en ek tog is bietjie vroeg, maar maak oop. Dis dit 'n skoolvriend van my. Hy was oor see, ons was saam in matriek en hy kom drink koffie by my. En ek sê toe vir hom, jong, ek het eintlik 'n blind date, maar asseblief kom in. Ons drink so lank koffie totdat hierdie ou nou kom en ja. Okay, drink koffie, later is daar 'n klop aan die deur. Ek is nou op my senuwees, maak die deur oop, hier staan my blind date en ek trap hom sommer dadelik uit. Ek sê, ek het die hele aand vir jou gewag, verlede naweek, en jy het nie opgedaag nie. Waar was jy? En hierdie ou is so verboureerd, want hy weet ook maar nie wat om te verwag nie, en ek maak die deur oop en ek trap hom sommer uit. Hy sê, die ergste is, hier sit 'n man in my woonstel. Hy moet my nou vir 'n blind date kom haal, maar hier staan 'n man in my woonstel, so dit was baie awkward. En ons lag nou lekker daaroor. Maar in elk geval, so is ons op 'n blind date en ons het vreeslik lekker saam gedans. Hy het 'n paar troues van vriende gehad en ek het 'n paar troues gehad en funksies wat ons moes bywoon. En ons besluit toe, man, maar ons dans nou so lekker saam. Kom ons wees nou maar mekaar se partners vir hierdie funksies wat kom. En maar hier na die einde se kant toe, voor die laaste funksie, het ek vir hom gesê, na hierdie funksie, want dit was by die skool, ek was by die skool betrokke op daai stadium, ek dink ek dokkie afgerig of ietsie soos dit, dis ons laaste date. Ek sien nie eintlik dat, weet ons het toekoms saam met nie, ons is vreeslik goeie vriende, dans lekker saam, maar ek dink dis ons laaste date. En nee, okay, dan is dit nou so, en ons is toe nou, weet nou saam na die geleentheid by die skool, en het koffie gedrink, en volgende oggend is ons op ons eie elkeen kerk toe, mekaar daar gekry, gegroet, want ons is almal in een vriendekring, en ons staan by mekaar en gesels, my pa is ook daar, en ons staan almal by mekaar en gesels, en my pa vra, gaan ek saam met hulle, weet, vir die Sondag bietjie huis toe, en ek sê, nee dankie, ek hoor eintlik myself sê, nee dankie papa, ek gaan saam met Shaal. En my pa is so verbaas, want onthou altyd die families, ek het vir almal gesê, hoorie, dit is die laaste date, ek kan nie eintlik sien dat ons 'n
te kom saam met nie en my pa is so verbaas en Charles is so verbaas want dit was dan nou Poppela, dis dan nou die laaste tyd gewees en die Here werk op wonderbaarlike maniere. Partykeer het 'n mens is jy in 'n rigting op pad want jy doen wat jy dink. En ek het net die Heilige Gees hoor sê, ek het myself hoor sê, die Heilige Gees het ek hoor sê, nee, ek gaan saam met Charles en in daai oomblik besef, ek is besig om die beste ding wat met my gebeur het, weg te stoot. En ja, ons het verder gekuier en die res was geskiedenis. So, dankie liefie, dat jy my nog 'n kans gegee het, dat jy nie omgedraai het en geloop het met ons blind date nie, toe ek jou uittrap. En dankie, jy's 'n wonderlike pappa, jy's 'n wonderlike man vir my, jy's 'n wonderlike pappa vir ons kinders, en jy is 'n fantastiese sielsgenoot, en 'n geesgenoot, ek waardeer jou.